Ons is amper op die einde van Romeine. Ek hoop voor die Kersangdiens sal Romeine klaar wees. Voor Kersangdiens behoort ons Romeine klaar te maak. Kan julle dit glo? It's unbelievable. Vir julle wat laat opgedaag het, jy kan opvang deur die volgende paar maande en dan gaan jy op dieselfde bladsy wees. Ons is in Romeine 14. Romeine 14. Blaai gou saam met my na Romeine 14 toe. Paulus is nou, hy is klaar met sy teologie, hy is besig om in die praktyk te werk. En hierdie is nogal 'n challenging gedeelte vir my gewees. Ek kan vir julle eerlik wees, ek dink die hele Romeine baie keer het ons uitgedaag. Ek sal graag, hier's 'n ding wat ek gou wil doen. Volgende jaar begin ons met die Johannes Evangelie. Dis ons nuwe reeks vir die nuwe, almal wie se Johannes Evangelie buff? Alright, wonderlik, julle moet dit nie mis nie, dit gaan 'n great jaar wees oor die Johannes Evangelie. Maar ek moet bieg, hier Romeine 14, nie het my gechallenge op 'n manier in terme van wat daar staan nie, of die teologie agter dit nie, maar sommer net in my eie persoonlike lewe. En hoe ek goeders verstaan en wat die Here my ook opgeroep het om te doen ook. So kom ons kyk, Romeine 14, vers 1. Het julle dit almal? Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. Een glo 'n mens mag alles eet, 'n ander is swak in die geloof en hy eet net groente. Die een wat alles eet met die julle swakke geloof. Wie is 'n vegetarian hier vanoggend? Jou swak geloof. Dis nou, ek wil net nie uitnooi. Jaco, jy begin eers te lag, hoekom? Okay. Die een wat alles eet met die ander een wat net groente eet, waaroor gaan hierdie gedeelte? Net vandag, dit gaan oor kosher kos. Alright, so dit gaan oor, onthou julle, ons het gepraat in Romeine, was daar twee groepe, die Jode en dan die heidene wat uit in geloof gekom het uit die heidendom. So jy kan hoor, hier's 'n spanning oor die kossoorte wat geëet word, want die ouens van die heidene sê, jy weet, ons kan enigiets eet, en so Jesus gesê het, dit kom bo uit, maar alles gaan uit, so dit kan niks aan jou doen nie. En dan is daar die ander groep wat sê, nee, net so vandag nie, kyk daar, jy weet, ons moet versigtig wees, want baie van daai vleis kom uit die tempeloffers uit. So ons moet versigtig wees wat ons eet, en dan sê Paulus, alright, moenie met mekaar beklei nie, een ding eet net groente, die ander alles, en moet die ander wat, vers 3, die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet, nie verag nie, en die een wat net groente eet, moet die ander een wat alles eet, nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy om oor iemand anders se bediende te beoordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie. Maar hy sal goed doen, daarvoor sal die Here sorg. Vir die een is een dag belangriker as die ander dag. Waaroor gaan hierdie ene? Gaan oor die Sabbat. Gaan oor die Sabbatsdae, die nuwe maansfees, al die ander goedjies. En dan sê hy, vir die een is een dag belangriker as die ander dag, vir die ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here en ook dank God. Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regstoel van God moet verskyn. Want daar staan geskrywe, so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap gee. Is nogal 'n mond vol. Hierdie het my, kom ek sê vir julle, hierdie het my gechallenge. Interessant genoeg, die sielkunde sê, Bella, jy sien baie keer eers die ooreenkomste raak by mense. As jy mense raak sien, dan sien jy ooreenkomste, en dis wat mense by mekaar trek, en wat gemeenskappe vorm, want hulle sien, jy weet,
ooreenkomste. Toe jy jou meisie of jou ou ontmoet het, of jou vrou of jou man ontmoet het, jy baie keer eers die ooreenkomste gesien, nê? En dit was great, jy het die verskil ook gesien, maar die ooreenkomste was daar en jy het gedink, ja, ons kan 'n verhouding bou op hierdie ooreenkomste en dan soos die jare aangaan, dan kom jy meer agter, daar is verskille. En baie keer het jy die verskille gemis toe jy die eerste keer daar gesien het. En dan begin die verskille die groot ding word, en dan begin jy dink aan jouself, die verskille wat eers klein was, omdat die ooreenkomste so groot is ewe skielik die verskille geweldig groot, en die ooreenkomste raak al hoe kleiner, want jy sien al die verkeerde dinge wat iemand anders te doen. En hoe hulle nie soos jy is nie, en hoe hulle nie optree soos jy optree nie, of soos jy wil optree nie, en dan raak hierdie verskille die groot ding, en dis wat skeiding veroorsaak. Interessant genoeg net, hoe belangrik is die eenheid in die kerk van die Here Jesus? Ek dink dis waaroor Paulus praat hierso. Hoe belangrik is die eenheid in die kerk van die Here Jesus? Hoe belangrik is dit dat Kruispad, maar nie net Kruispad nie, ook ons wat Kruispad is, met ander gemeentes in eenheid leef teenoor mekaar. En hoeveel keer is dit so dat baie keer die verskille uitgewys word? Dit is interessant, as jy net deur die geskiedenis kyk, hoekom kerke geskeur het. Dan is dit eintlik skeer, daar's redes, goeie redes hoekom kerke skei, maar dan is daar terrible redes hoekom kerke skei. Ek meen as jy daar's kerke wat geskei het oor die beker wat gebruik word. Jy weet by die nagmaal, een kerk het gesê ek wil die beker hê, die ander kerk het gesê ek wil 'n kelkie hê. I mean, imagine dit. Ons sê okay, dan gaan ons nie meer saam wees nie, want ek wil 'n beker hê. Nee, ek wil die kelkie. Party kerke het geskei oor musiek. Kan jy daaraan dink? Iets wat eintlik gaan oor God se lof en om hom te loof en te prys. Nou het ons so 'n verdeeldheid oor wat se musiek en wat se kerk. Luther het gesê ons moet die orgel gebruik. Calvin sê nee, ons moet nie die orgel gebruik nie, want is dit 'n bar instrument. Jy het dit al gehoor. I mean, as ek nou dink aan hoeveel stryery ons oor die orgel gehad het en wie was in daai tradisies, verstaan jy? Ek meen dit is scary. En dan baie mense glo jy mag net sekere liedere sing, nie ander liedere nie, en so het die kerk in 1000 stukkies geskeur. Wat is die hart van die Vader? Kom ons lees gou 'n paar teksverse. Psalm 133. Dit is op die bord. Psalm 133, 'n pelgrimslied van Dawid. Hoe goed en hoe mooi is dit as broers eensgesind saam woon. Dis soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron af tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermonberg wat op die berge by Sion val, waar broers so saam woon. Skenk die Here sy seën en 'n lang lewe. Dink jy die Here is in eenheid? Beseker. Johannes 17 vers 17 tot 24. Hierdie gebed bid Jesus. Dis die laaste gebed by die tuin van Getsemane wat hy bid. Hoor wat bid hy? Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. Gaan nou kom by daai ene by die waarheid. U woord is die waarheid. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur en ter wille van hulle wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle een mag wees, net soos U Vader in my is en ek in U. Dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Hoe sal die wêreld glo dat God Jesus gestuur het na die aarde toe? Deur die eenheid. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is, ek in hulle en U in my. Spreuke 6 vers 16 tot 19. Gou die volgende gedeelte. Die Here haat 6 dinge. Nee, daar 7 waarvan hy afskeid het. Nou dis 'n sterk woord hierdie in Hebreëus. Hy haat dit. It's an abomination. Het julle daai Engelse woord gehoor? Dis 'n abomination. Hy sê oë wat straal van hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat met bloed bevek is, gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken, die van die kwaad, 'n getuie wat lieg en dan die laaste een, en iemand wat rusie stook tussen broers. Hy haat dit. Titus 3 vers 9 tot 11. Maar jy moet jou nie inlaat met dwaase strydvrae en geslagsregisters en met getwis en stryery oor die wet van Moses nie, want dit is nutteloos en sinloos.
Met iemand wat na 2 vermaanings nog skering veroorsaak, moet jy niks te doen hê nie. Omdat jy weet dat so 'n man op 'n verkeerde pad is, deur sy sonde bring hy die oordeel oor homself. Is God in eenheid? Wil God eenheid hê? Hier's die ding, sê gou vir my, julle wat paas is, Martin, jy het 3 seuns, nê? Nee. Nou seuns is bietjie moeiliker as jy dogters en seuns het, jy het 'n free ride, wonderlik, hulle sorteer mekaar uit. Maar as jy baie keer net seuns het, ons was 5 broers. Jy kan later aan enigiets stry. Wie kom uit 'n huisgesin wat hou van argumenteer? Enigiemand wat hou van argumenteer? Alright. Wat se huise, wie van julle kom uit huise uit wat jy maak net asof alles reg is? Alright. You smile and wave, boys. Smile and wave, verstaan jy? Alright, party van julle sê, ek kom nie uit daai huis nie. Ek kom uit 'n huis uit, jy weet, julle is ook 3 broers, 4 broers, verstaan jy? Jy kom uit 'n huis uit wat as iemand iets verkeerd doen, dan weet hy daarvan. Jy laat hom nie twyfel dat hy verkeerd opgetree het nou nie, of wat dit sy siening verkeerd is nie, want jy wil hê, hy moet soos jy dink. En dit is interessant, dit is vir my een van die hartseerste dinge, want 'n pa se hart is altyd, nou dat ek self kinders het, nou besef ek, 'n pa se hart is wat? Dat sy kinders sal eensgesind wees. Sy kinders sal saamwerk. Sy kinders sal lief wees vir mekaar, nee Johan. Dis wat 'n pa se hart is. Hy weet sy kinders gaan verskil oor sekere goeders, maar hulle is kinders van hom. Hulle wil hê, Jaco, jou seuns moet saamwerk, hulle moet saam wees, hulle moet een wees. Een van die hartseerste dinge in my lewe, en ongelukkig sê ek dit tot my eie nadeel hier vandag, is een van die laaste Desember wat ons by my pa was, ons 4 broers, by my pa was, het die gesprek opgeëindig deur my pa wat in trane uitbars, omdat ons gestry het oor Daniël, en hoe dit die eskatologie affekteer die 10 horings van die 10 koppe van die What? Wat die duiwel? Ek sê wat die duiwel vir 'n rede. Want dit is nie die duiwel wat jou kan laat stry oor die 10 koppe in Daniël. So laat stry dat jy letterlik by mekaar wil verbyloop, nie eers met mekaar praat nie, want iewers in die eskatologie het jy dit nou verkeerd, want jy glo nie die premillennialist nie, en ek is 'n amillennialist, en dan is daar 'n postmillennialist, en dan wil ons nie by mekaar praat nie, want iewers het jy 'n fout gemaak. En 'n pa wat op die laaste Desember van sy lewe staan, en sy seuns sien beklei en die trane wat rol oor sy wange, flippies. Weet wat is die vrug van die vlees? Die vrug van die vlees, Galasiërs 5. Ons lees baie keer die vrug van die gees, is dit nie so nie? Ons ken almal die vrug van die gees wat liefde is. Wat is die vrug van die vlees? Die vrug van die vlees is rusie, verdeeldheid, skeuring, selfsug. Ons leef in 'n unieke tyd, interessant genoeg. Ek weet nie of jy YouTube volg nie. Ek hou van YouTube. Maar ek sê vir jy sê, daar is so verdeeldheid baie keer op YouTube en X en wat ook al, dat jy sal, jy weet, as jy dit lees, dan raak jy kwaad vir mense wat jy nie eers ken nie. Enig iemand wat kwaad raak vir ou wat hy nog nie geken het nie. Waar is ons? In die kerk dieselfde. Ja, wat het hierdie ou nou weer gesê? Verstaan, ek het nie 'n cooking clue wat sy gemeente is nie. Ek het nie 'n cooking clue. Maar ek is sommer net kwaad vir hom want hy's besig om te dwaal hier. Verstaan jy? Jy weet wat dink hy doen hy? Ja, daar is ons kom nou. Wow. Ek weet jy sit hier ja maar. Ons kom by die ja maar kom ons kom eers by die ja. Hierdie is nie so maklik nie. Dit is nie so maklik nie. Kom ons sê dit vir mekaar. As dit so maklik was almal happy geweest. Is dit nie so nie? En families het saam geleef met mekaar en almal het mekaar verdra in liefde, verstaan jy? Verdra mekaar in liefde. Die liefde wat doen al die liefde? Die liefde verdra alles. Glo alles, hoop alles. Ons sukkel met die verdra alles. Baie families klink soos Churchill se speech in die Tweede Wêreldoorlog. We'll fight them on the beaches. We'll fight them in the seas. We'll fight them in the land on the ground. We'll fight and we'll never surrender.
Jy sien, daar's twee gevare, want hier is die ding wat moeilik is van eenheid. Ons sê altyd, daar's drie goeders wat belangrik is. Daar's liefde, genade en dan is die waarheid. En ons moet eerlik wees, Johannes 17 bid Jesus en hy sê, mag hulle in die waarheid bly. So die waarheid is belangrik, dat die kerk van die Here Jesus die waarheid sal soek met sy hele hart, is belangrik. Maar daar's geliefde en daar's genade en is waarheid. In Johannes Evangelie staan daar die volgende, sê Johannes van Jesus, dan sê hy, die wet het deur Moses gekom. Maar wat het Christus gebring? Genade en waarheid. En daarom het ons genade op genade ontvang. Nou daar's twee gevare, dink ek, as ons dink aan eenheid, en ek wil dit sê vanoggend, sodat ek dit net gesê het, en dat julle dit hoor. Die een gevaar van eenheid is dat, jy kan alles 'n geveg maak. Jy kan letterlik alles 'n geveg maak. Ek het al huwelike gesien, wat uit mekaar uitspat, verhoudings, want dis jou naaste verhouding. Dis eintlik die kerk in die kleine, is dit nie so nie? Die huisgesin en die huwelik, is eintlik maar die kerk in die kleine, en ek het al gesien dat mense letterlik oor alles kan fight in die huwelik. Jy laat agterkom, kan jy 90% van jou fights met jou vrou onthou? Enigiemand? Nee, kom Jan, wees nou eerlik. Snaai, David, kan jy 90% van die goeders wat jy gister oor Wian, jy gaan dit agterkom, julle gaan nou trou. Hulle is verloof, hoor, Wian en julle kan terugdraai, hierdie twee mense is verloof. Net vir julle sê, jy kan nie dink jy verskil van haar nie, maar jy gaan verskil van haar. En hier is die ding, jy kan later dan so verskil dat die klein goedjies hierdie groot goeders word. En dink jy by jouself, David, waar kom dit vandaan? Ek meen, dis nie asof sy 'n moslim geword het oornag nie. En dis 'n ding oor te beklei, verstaan jy, maar ek meen, maar dis snaaks hoe, ons kan oor alles beklei, en later dan kan jy daai pilou nie so fyn sny, dat die kerk letterlik mekaar in klein deeltjies uitverdeel, omdat hulle verskil van mekaar. Dan is daar die ander gevaar. Ons gooi alles onder die mat van liefde. Dis net so gevaarlik. Dis net so gevaarlik. Ons sê net niksie. Bly stil julle. Almal is happy. Verstaan jy? Dis net so 'n gevaarlike ding om te doen, verstaan jy? Want daar's nie reël liefde nie. Liefde is wanneer jy verskil van mekaar, dan kom die liefde na vore, dan kom vergifnis na vore, dan kom genade na vore, al hierdie goeders, want as jy verskil, so moenie al die goedjies net onder die mat invee en sê, luister, ons praat net nie oor hierdie ding nooit weer nie, hoor? Nooit weer nie. Want jy kan nooit weer praat oor die 10 koppe in Daniël nie. Dit kan jy oor vergeet daarvan. Niemand gaan daarby uitkom nie. Verstaan jy, maar baie keer gooi ons net alles om in die mat en ons sê niks vir mekaar nie. En baie keer is dit so dat mense sekere goeders doen en sekere goeders lewe wat ons net ook oor stil bly. En Paulus sê in 2 Korintiërs 5 sê hy, daar's mense van julle wat terrible goeders doen en niemand sê iets nie. Die ou slaap by sy ma, by sy pa se vrou. En julle sê niks nie. Ons sê net ons is lief. Is nie liefde nie. Is nie liefde nie. So dis die twee gevare en ek dink ons gaan probeer tussen hierdie twee goeders beweeg. Nou hier is die ding, wat stel Paulus voor? Wat stel Paulus voor? Martin het my gehelp met hierdie preek, hy weet dit nie eers nie. Ons is 'n bietjie Oranje rivier toe en Hy's besig met 'n boek van Bono. Ek dink nie Bono is die grootste teoloog wat nog ooit geleef het nie, so ek stel hom nie voor as 'n teologiese handleiding nie. Maar hy het 'n interessante ding gesê wat Martin gesê het vir my. Hy sê die volgende: We have to find higher ground before we can find common ground. We've got to find higher ground before we can find common ground. Dit beteken, ons moet eers verstaan wat ons een maak en die hoogste punt van ons eenheid verstaan en dan kan ons ook op die sekondêre issues, kan ons ook common ground vind. Maar as ons nie verstaan wat maak ons een nie, kan ons nie verstaan hoe ons die verskillende dinge in ons gemeente kan gebruik nie. En dis gaan hanteer nie. Dis die wonderlikste ding van Kruispad is, hier's dinge in Kruispad, kan ek vir julle getuienis gee, vandat ons hier is 16 jaar, Anton, het ons vir mekaar gesê, daar's sekere goeders wat ons gaan laat verdeel en sekere goeders wat ons nie gaan laat verdeel nie. En ons is,
dankie Here, oor 16 jaar het ons verskillende opinies oor sekere goeders wat kerke deur die jare verdeel het. En ek kan vir julle sê, daar's in ons leierskap ouens wat op twee verskillende kante van daai issues, dogmatiese issues staan, waarvoor mense kerke al verdeel het. En ons het vir mekaar gesê, we're going to find higher ground before we can find common ground. En dis wat Paulus sê. Dis wat Paulus probeer sê. Paulus sê, wat is die higher ground? Kom ons kyk gou wat is die higher ground. Paulus het in die eerste 11 hoofstukke die higher ground geskets. In die eerste 11 hoofstukke skets hy die higher ground. En wat is die higher ground? Dis Christus en wat Christus vir ons kom doen het. Iemand hier, miskien glo jy nie, ek vat dit ook, dat die mense kan sit, miskien wat die eerste keer hier is, wat miskien nie glo nie, miskien nie geloof is nie, ek wil nie hê jy moet dit hierop reageer nie, maar jy glo ons dat Jesus die enigste weg na die Vader toe is. Is dit 'n higher ground? Alright, dis 'n higher ground. Ons glo dat Jesus die enigste weg na die Vader toe is. Interessant genoeg net dit wat Paulus ook sê hierso, en dit wat die Jood en die nie-Jood bymekaar bring, en dit wat die gereformeerde teologie in die 1500s baie duidelik gesê het, daar's 5 solas, en ek gaan nou gou 'n bietjie teologies met julle praat, want dit is belangrik, daar's 5 solas wat ons in glo. Die sola beteken net slegs, of een, of wat ook al. En hulle sê, daar's slegs 5. Dis slegs genade, kan ons dit sê? Daar's slegs genade. Ons word gered, nie op grond van wat ons gedoen het nie. Kan ons dit vir mekaar sê? Dis slegs geloof. Wat se geloof? Geloof in Christus en sy werk. Alright. Dan is daar slegs genade, slegs geloof, slegs Christus. Christus is die enigste weg na die Vader toe. Enige iemand wat vir my sê, dis waar die kerk skeer en dis waar ek bereid is om weg te stap, want dan is jy nie meer kerk nie. Dis die verskil. Dan is jy nie meer kerk nie. As jy nie glo is uit genade nie glo is uit geloof uit nie glo dat dit net Christus is nie, is jy nie meer deel van die kerk nie. So die kerk kan nie skeer nie. Verstaan julle wat ek bedoel? Die kerk kan nie skeer as dit is nie. Al is ons verskeie plekke by mekaar, as dit die waarheid is ons nie geskeer nie, dis net verskillende gesinne in een familie, dan is dit slegs die skrif. Hierdie is 'n crucial ene. Sola scriptura, is die Latyn. Dis slegs die skrif. Dit beteken God het homself geopenbaar, primêr deur die skrif. Dit wil sê, as ons enige verskille het met mekaar, waartoe gaan ons eerste? Na die Bybel toe. Kan ek gou dit vir jou sê? As jy verskil van jou broer, moenie sê Fred sê so nie. Renai? What did you say? No, don't use it, please. Verstaan jy sê nie Fred sê so nie. Jy sê nie Anton het so gesê nie. Jy sê nie hierdie teoloog het so gesê of daai teoloog het gesê nie. Partykeer haal ek sekere teoloë aan en sekere aanhalings aan in my preke want ek dink dit is goed Renai, want dan kry jy die idee van 'n groter geheel. Maar dit is nie die antwoord wat jy gee vir iemand wat sê vir jou, hoekom sê jy dit nie? Jy sê, kom ek vat jou na die skrif toe. En dan kyk ons na die skrif. As iemand vir jou ooit sê, wel ek vat dit nie eintlik wat die skrif daar sê nie, dan is dit ons nie meer op dieselfde grond nie. Want hier is die verskil. Kan ek verkeerd wees in my interpretasie van die skrif? Was ek al verkeerd in my interpretasie van die skrif? Hier is die ding. Ons almal lees die Bybel, en dan lees ons iets anderste. Dis die weer ding. Maar as iemand nie meer die Bybel lees nie, en hy wil vir my antwoord gee op iets wat iemand anderste vir hom gesê het, as 'n openbaring van wat die Here vir hom gesê het, dan wil ek vir hom sê, nee, wow, hier is ons heeltemal verkeerd. Ons kan verskil oor wat die skrif sê. Wat ons nie kan doen nie, is dat ons verskil op grond van wat iemand anderste sê. Is ons met mekaar nog? En dan die laaste een is sola Deo Gloria.
slegs tot eer van God. En dis wat Paulus sê. Hy sê dit so mooi. Hy sê niemand van ons leef tog vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. As ons leef, leef ons tot eer van die Here en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. En ek sal 'n lang pad stap saam met manne en vroue wat bely dat hulle wil doen dit wat hulle doen ter wille van die eer van die Here. Alhoewel ons verskil van sekere goeder, sal ek 'n lang pad stap saam met mense wat bely dat Jesus hulle Here is en dat hulle alles wat hulle wil doen tot eer van sy naam wil doen. En daarom moet ons almal vir mekaar maar sê in nederigheid. Hier is die interessante ding. Dit vat nederigheid om te sê wie wat ek kan verkeerd wees, maar kan ons hieroor gesels. Ons het al lekker gesprekke gehad oor die doop. Ons sal nog lekker gesprekke hê oor die doop. Maar ek dink een van die dinge wat die kerk nie kan skei nie, is ook die doop. Wat vir baie mense 'n geweldige belangrike issue is. Maar solank jy die doop in terme van die evangelie van Christus verstaan, kan ons dalk mekaar mis op sekere punte en betuig ons gaan verkeerd wees en ander gaan reg wees. Hier, hoor my mooi. Dit is nie 'n betekenis dat ons almal is nou maar reg nie. Jy kry prysie want jy's reg. Ons leef ons in 'n kultuur wat almal reg is. Ja, jy weet jy almal is reg vir my. Niemand is verkeerd nie. Jy kan verkeerd wees. Ek kan totaal al verkeerd wees oor die doop. En eendag gaan ek voor die Here staan en gaan met bely op my knieë, Here, ek was verkeerd. Ek kan verkeerd wees oor ander goeders wat ek glo oor die eklesiologie, oor die kerk, wat ook al dit mag wees. En die Here kan vir my eendag sê, ek dink eendag gaan ons net by die Here aankom en net dink, oh, what did I say? So ons moet ons nederigheid ook, as ons die skrif lees, ons nederigheid in nederigheid daarby kom en met mekaar in hierdie gesprekke wees. Paulus praat oor 2 issues. Die een, hy sê duidelik, is eintlik interessant, hy sê tog, ons moet dit ook vir mekaar sê, hy sê, aanvaar die een wat in die geloof swak is. Dis nie asof Paulus het so 'n klein manier, hy het eintlik 'n wonderlike manier, so nou net half te sê, onthou net julle is verkeerd, verstaan jy? Jy is swak in die geloof, hy sê, maar aanvaar die ouens wat swak in die geloof is. Interessant genoeg net, dit wat hy sê, ons moet nie oor beklei nie, het hy al oor gepreek. Kan ek gou dit vir julle sê, dit wat ons oor verskil, en dit wat ek, 'n ander opinie as jy oor het, gaan ek uit die skrif uit nog steeds leer. Ek gaan nie ophou dit leer, omdat ons verskille het daaroor nie. Kan ons dit vir mekaar sê? En dit wat ek dink die woord sê daaroor nie. Dit is interessant, as Paulus praat oor, dink jy Paulus het nie 'n opinie gehad oor, oor wat se kosse jy mag eet nie. Paulus het 'n baie duidelike opinie daaroor gehad. In Handelinge staan dit baie duidelik. Hulle het beklei daaroor, hulle het gestry daaroor en hulle het op die einde aanvaar dat jy enige kos mag eet. Maar hy besef hier's ouens wat nog struggle met sekere goeders wat hulle nog nie self uitgewerk het nie. En hy wil nie hê iemand met sy gewete brand op omdat hy 'n regte teologie wil hê nie. Daar is tye in die gemeente waar ons moet vir mekaar sê we agree to disagree. We agree to disagree. Daar is sekere tye wat jy net sê, "Wow, ons gaan mekaar hier verloor. Ons hoef nie mekaar hier te verloor nie. Hierdie is nie die punt om te verloor nie. Kom ons loop weg." Wie wat laat my nie wegloop van 'n argument nie? Meeste kere. Raai wat? Wat laat Fred Lou nie wegloop van 'n argument nie? Sy ego. Sy ego. Sy ego. Want hy wil reg wees. Maak nie saak wat die issue is nie. Hy wil reg wees. Fred Lou wil reg wees oor alles. Dis. En as jy verskil vir my, dan voel dit vir my jy is besig om my integriteit in twyfel te trek. Want ek kan reg wees en jy kan net verkeerd wees. Hier agterkom hy een ding wat die Gerard wat jy vir jou vrou gesê het altyd, nee, hy het dit nie vir sy vrou gesê, ek gaan dit nie. Hy sê ons jy weet ek kan saamstem met jou hier, Lena, maar dan gaan ons altyd verkeerd wees. Wie het al dit vir sy vrou gesê? Hoe het dit uitgewerk?
Ek kan nou saamstem met jou, maar dan gaan ons altyd verkeerd wees, verstaan jy? Die probleem is, meeste van ons argumente het te doen met ons egos en nie met God se eer nie. Daar's 'n groot verskil. As God se eer op die spel is ek bereid om na die vuurtoeg te gaan. As mense begin beklei oor die opstanding van Jesus Christus, dat hy nie meer liggaamlik opgestaan het, is ek bereid om alles te verloor vir daai belydenis. Hoor my mooi, ek is bereid om alles te verloor vir daai belydenis. Maar ek moet met myself eerlik wees, dat baie keer is ek in 'n gesprek, en dit is interessant, die mense wat die naaste aan jou is, het jy die meeste met gesprekke, ek sê, ek dink hoe ouer jy word, hoe ligter raak jy, ek weet nie of jy dit ervaar nie, jy weet, jy voel alright, onthou jy 20 jaar oud was, 25 jaar oud was, en jy het 'n diskussie, dis net die passionate discussion, verstaan jy, jy's in dit, en jy wil wen, en jy los nie mekaar nie, jy byt soos 'n polisiehond, verstaan jy gaan hierdie ding verskeer. Paulus sê in Galasiërs, pas op dat julle nie mekaar verskeer nie. En hoe ouer jy word, dink jy myself, Genian? Die 10 koppe van Daniel? Sorry dat ek dit opnoem, dit lê nog vlak aan my. Daar's platforms om te gesprekvoering te hê. Daar's platforms waar iemand vir my e-pos stuur en vir my sê, luister Fred, jy het Sondag dit gesê. Hoekom het jy dit gesê? Ek stem nie saam met jou nie. En dan sit ons om die tafel en ons gesels. Daar's tye wat jy dit kan doen. Daar's tye wat jy kan platform wat jy kan, maar daar's tye wat jy dit nie doen nie. Daar's tye wat jy sê, wie wat, ons gaan mekaar verloor, kom ons los hierdie ding. Wat is die higher ground? Los die higher ground. Dis nie dat Paulus nie dink dis reg en verkeerd nie, hy dink nie so nie. Dis dat Paulus nie dink dat dit belangrik is om daaroor te bly argumenteer nie. Interessant oor die dae, wat se dae, ek het al massive gesprekke gehad met mense wat in die Sabbat glo. Jy weet daar's mense wat in die Sabbat glo, mense wat sê jy mag nie vark eet nie, verstaan jy? Wie het al 'n gesprek gehad oor mense wat glo jy mag nie vark eet nie? Nou ek dink daar's teologiese issues met dit. Ek dink daar is massive teologiese issues met dit, hoe jy Christus verstaan. Maar Paulus sê, maar as iemand wat swak in geloof is, aanvaar iemand, moenie met hom die hele tyd redekabel nie, laat die Here dit doen, want hy doen dit op hierdie stadium tot eer van die Here. Hy doen dit omdat hy die Here eer. En die Here het jou nie geroep, Fred Lou, om te oordeel oor sy dienaar nie, oor sy slaaf nie. Ons word nie geroep om mekaar te oordeel nie. Dis sy werk om te oordeel. As iemand dit vanuit 'n verstaan doen van hy wil die Here eer met dit wat hy doen, dan wie is ek om te oordeel? Dan kan ek dit los vir die Here se oordeel eendag. Kan ons dit doen? Kan ons net sê, alright, baie keer, okay Here, u gaan oordeel eendag. Die sekondêre dinge kan ons los vir die oordeel van die Here. En dan is die vraag, wat sal my laat wegstap van 'n kerk? Wat sal julle laat wegstap uit Kruispad uit? Ek hou nie van hy ou nie. Hy skuld my geld. Betaal jou skuld. Sorry, ek het niemand hier wat skuld vir iemand nie, hoor, dit is nie nou ja, miskien is dit die verkeerde ene. Maar waarvoor sal jy die kerk verlaat? Waarvoor dink julle, kan jy wegstap uit Kruispad en sê, alright, die musiek is nie lekker nie. Wie, ek hou niks van die musiekie. Ons sing te veel Engels. Sorry. Enigiemand, nog iets? Waaroor kan jy die kerk verlaat? Henk, waar gaan jy Kruispad verlaat? Jy verlaat 'n kerk om een rede en een rede alleen, sê Paulus. Iemand wat nie meer glo dat Jesus die Here is nie. Die 12 artikels is deur die geskiedenis aanvaar as dit wat die kerk bymekaar moet hou. Wat is die 12 artikels? Ek glo in God die Vader. Kom sê dit. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Vader, ons wil een wees. In hierdie oomblikke dink ons aan 3CI, aan Unite 180, Here, aan Every Nation, aan Lewende Woord, aan Moreletta Park, aan elke gemeente wat bely dat Jesus die Here is, wat die evangelie verkondig. Ons bid, Vader, dat ons sal een wees, soos dat U een is. Geef ons 'n liefde vir mekaar. Mag dit begin in hierdie gesin, mag dit begin in elke gesin in Kruispad. Vader, ons is so besig met fights. Ons is so besig met fights. Ons fight vir enige iets. Here, help ons om te sê, vergewe my. Help ons om te sê vergewe. Jy is vergewe. Ag Vader, in nederigheid moet ons erken ons missie baie keer. Ons interpretasie van die woord wil ons sê, soos Paulus sê in 1 Korintiërs 13, ons sien gedeeltelik, soos in 'n dowwe speel. Sien 'n raaiselagtige beeld. Maar dankie dat soos Paulus sê in 1 Korintiërs 13, al praat julle tale van mense en engele, maar julle het nie liefde nie, baat het julle niks nie. Al het julle al die geloof om berge te versit, maar julle het nie liefde nie, baat het julle niks. Al het julle al die kennis, al die teologiese kennis, maar julle het nie mekaar lief nie, baat het julle niks. Al gee julle liggame prys om julle daarop te kan beroem, maar julle het nie liefde nie, is julle niks. Vader, mag het waar wees dat die liefde bedek alles, glo alles, verdra alles, hoop alles. Mag hierdie gemeente geken word vir sy eenheid in die waarheid van Jesus Christus. In Jesus naam, amen.